Vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nie opgestaan het, dat dit goed gaan met u en dat dit goed gaan met u geliefdes. En die gebed van my hart is dat die Here vir ons ook deur die waarheid van sy woord sal seën en sal opbou in die allerheiligste geloof. Ek wil u vanmôre groet met die baie besondere woorde van Gesang 227. Daar staan: Jesus neem die sondaars aan, bring aan almal hierdie tyding, wat nog op die dwaalweg gaan van die sonde en verleiding. Diep is hy oor hul begaan, Jesus neem die sondaars aan. Vers 3 sê: soos 'n herder soek die Heer na die skaap wat afgedwaal het, bring dit na sy kudde weer, waarvoor hy so duur betaal het. Hy laat geen verdwaalde staan, Jesus neem die sondaars aan. Vriende, ek wil vra dat u moeite sal doen om deur hierdie 6 verse te lees en die kosbare waarhede hierin raak te sien. En vanmôre gaan ons sien uit hierdie gedeelte dat dit juist die probleem is met die meeste mense. Hulle dink hulle is rein in hulle eie oë. Hulle het nie 'n redder nodig nie. Ek het onlangs met 'n jong man gepraat en al wat hy vir my kan sê is hy probeer. En hy probeer maar om die Here nie te veel teleer te stel nie. En hy weet eintlik hy's 'n sondaar, hy gaan dit weer oor en oor doen. En het ek hom probeer verduidelik, dit gaan nie oor werke nie. Ons kan nie presteer om God te behaag nie. Jesus neem die sondaar aan. Dis hy wat deur die krag van die Heilige Gees ons geestelike lewe kom skenk. Ons eie onvermoë aan ons wys dat ons hom kan behaag. En deur die geloof vind ons redding buite onsself in die soenverdienste van Jesus Christus. Word ons God se kinders en van daar af leer hy ons om heilig te lewe. Maar vriende, ons beleef 'n tyd waar daar 'n geslag is wat rein is in hulle eie oë, maar hulle werke wys die boosheid van hulle harte. Kom ons lees dit en ons sien dat ons nie so unieke geslag is soos almal sê nie. Ons dink dat ons tegnologies baie vooruit gegaan het, maar ons hart is nog net so verrot en nog net so sondig soos die tyd van die Bybelse mense. En vriende, as die Here nie ingryp nie, sal ons so aangaan tot die dag dat ons sterwe en in God se oordeel beland. Kom ons kyk wat staan hier en ons lees Spreuke 30 vers 10 tot 15. Daar staan: belaster nie 'n slaaf by sy heer nie, sodat hy jou nie vloek en jy daarvoor moet boet nie. Daar is 'n geslag wat sy vader vervloek en sy moeder nie seën nie, 'n geslag wat rein is in sy oë en tog van sy veiligheid nie gewas is nie. 'n Geslag, hoe trots is sy oë, hoe hoog is sy ooglede opgetrek, 'n geslag waarvan die tande swaarde is, waarvan die gebit messe is, om die ellendiges uit die land te verteer en die behoeftiges onder die mensdom uit. En vriende, hierdie was vir my aangrypende verse toe ek dit sien. En jy sal sien dat vers 10 staan bietjie los van die ander verse. So kom ons hanteer vers 10, dan werk ons deur die res van die verse. Nou, vers 10 gaan eenvoudig oor die gedagte om nie in te meng met ander mense se sake nie. Hier staan eenvoudig: belaster nie 'n slaaf by sy heer nie, sodat hy jou nie vloek en jy daarvoor moet boet nie. So met ander woorde is, los 'n ander man se slaaf uit. Los 'n ander man se werker uit. As jy 'n werkgewer is, los die ander se werknemers uit. Dat daar nie op die einde van die dag probleme ontstaan en jy vir hulle seker opdragte gee of sekere dinge aan hulle toesnou en dit later 'n geweldige groot argument veroorsaak nie. Vriende, elkeen staan en val by sy eie heer en hierdie verse eenvoudig: moenie jou bemoei met ander mense se sake nie. En dan kom hierdie volgende paar verse en dan praat dit van dinge soos daar is 'n geslag wat sy vader vervloek en sy moeder nie seën nie. Dis so aangrypend as 'n mens dit lees. Ek lees gou vir u 'n ander vertaling wat staan daar. Daar is 'n soort mens wat sy vader vervloek en vir sy moeder nie 'n goeie woord het nie. 'n Soort mens wat homself as rein beskou, maar van wie die vuilheid nie afgewas is nie. 'n Soort mens wat vol hoogmoed, vol eie waan is. 'n Soort mens wat koelbloedig en wreed is in sy hebsug en wat teer op die hulpeloses en armes in die land. Ek het so gedink aan Suid-Afrika, ek het so gedink aan ongelukkig baie van ons mense van die jong geslag. Jong kinders wat dink hulle is voor God rein en hulle dink hulle is eintlik hierdie besondere mense, maar hulle het geen respek vir hulle vader en hulle moeder nie. Daar is van hulle in ons middeljarige geslag en daar is self van ons ou mense wat in hierdie kategorie val. En ag vriende, luister wat sê die woord vir ons, dat alhoewel hierdie mense dink dat hulle rein is in hulle eie oë, sê die Bybel is hulle van hulle veiligheid nie gewas nie. En hoe kan ons dit sien? Want hulle werke wys dat hulle nie binnekant gewas is nie. Jy sien, die Bybel sê vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, dan sy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Iemand wat gered is, iemand wat weergebore is iemand wat vrug sal dra van die bekering. En die Bybel sê vir ons, hierdie mense dink hulle is rein, hulle dink hulle is van hulle sonde gewas, maar hoor wat doen hulle? Hulle vervloek hulle vader en hulle seën nie hulle moeder nie. Met ander woorde, hulle het geen goeie woord vir hulle ouers nie. Hulle praat met hulle ouers asof hulle hierjuis is, asof hulle slawe is,
Asof die ouers hulle skuld en dat die ouers eintlik die skuld moet dra omdat hulle daar is en hulle moet eintlik sorg dat hulle hierdie rooskleurige en ruim lewe lei, terwyl hulle eintlik geen goeie woord vir hulle ouers het nie. Vriende, as daar een iets is wat my grensoos irriteer, is 'n kind wat nie respek vir sy ouers het nie. En dikwels wanneer ek in berading kom en as 'n kind in die berading en hierdie kind het 'n houding, stop ek daai berading net dan ek spreek daai kind onmiddellik aan. En ek laat weet hulle baie gou en baie duidelik vir die ouers en vir die kinders. As hierdie kind van jou nie respek het nie, sal ek vir hom respek leer. Of daar is nie berading nie. Want u sien, dis die probleem van ons tyd. Ouers laat hulle kinders begaan. En ek pleit by jou vandag. As jy 'n ouer is, leer jou kind respek, want hy gaan later kinders hê. Hy gaan later by 'n werksplek werk. En as jy nie vir hom respek en dissipline leer nie, en as hy nie respek en dissipline vir jou as pa en ma het nie, hoe dink jy gaan hy respek en dissipline vir homself en vir ander en teenoor ander mense hê? Daarom belangrik, vriende, as jou kind vandag roekeloos lewe en sonder respek, gaan terug na sy siel. Want heel moontlik ken hy of sy die Here nie. Dis onmoontlik om die Here te ken en jy het geen respek en dissipline. Jy het geen goeie woord vir jou ouers nie. Jy het hierdie arrogansie en hierdie verwaandheid in jou siel. Ja, ons almal oortree. En dan is daar berou en belydenis waar ek teenoor my pa en my ma gaan en sê ek is jammer oor my gesindheid in my lewe. Maar verder sien ons dat hierdie geslag wat trots is in hulle eie oë en dink hulle is gereinig, is disrespekvol en dan ook hulle skyn heilig. Baie duidelik kom dit na vore. Daar staan 'n geslag, hoe trots in sy oë en hoe hoog is sy ooglede opgetrek. Mense wat skyn heilig is, hulle is ook arrogant volgens hierdie vers wat ons gesien het. En dan is hulle ook verdrukkers. 'n Geslag waarvan die tande swaarde is, waarvan die gebit messe is, om die ellendiges uit die land te verteer en die behoeftiges onder die mensdom. Ek het so gedink aan Suid-Afrika. Vriende, ons is nou al 30 jaar, en ek is nie 'n man wat politiek praat nie, u weet dit, maar ons is nou al 30 jaar in hierdie nuwe bestel, van 1994 af, hierdie 31ste jaar. Daar is kinders van 25 wat in opstand kom en toi en tekere gaan omdat hulle verdrukkers is, of verdruk was, toe hulle jonk was. Maar intussen tyd is hulle beweegrede eintlik om te steel, en te slag en te verwoes. Eintlik wil hulle net bekom wat nie eintlik hulle sin is nie. Maar hulle teer op een of ander iets wat gebeur het 30 en 40 en 50 jaar terug in die verlede. En dis presies wat die Here ons waarsku, daar's 'n geslag wat rein is in hulle eie oë. Hulle dink hulle is die slagoffers van een of ander verkeerde optrede, terwyl hulle nooit eens deel was van hierdie sogenaamde verkeerde optrede nie. En hulle doen wat hulle wil, hulle is disrespekvol, skynheilig, arrogant, verdrukkers, en hulle is geweldenaars, en hulle pleeg bedrog, en hulle pleeg moord, en hulle saai verwoesting, en hulle steel, en hulle plunder. En die Here sê vir ons, daardie geslag is besig om hulle self te mislei. God se oordeel sal oor hulle kom. En daar sal 'n dag aanbreek as hulle nie bekeer nie, dat hulle van die lewende God sal hoor, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie. Ager skryf ook dat hierdie geslag 'n land op sy knieë sal bring. 'n Geslag wat nie wil werk nie. 'n Geslag wat disrespekvol, skynheilig, arrogant en verdrukkers is 'n geslag wat 'n land sal breek. 'n Land sal bring op sy knieë en eintlik vir die toekoms geen hoop inhou nie. Want u sien, die volgende geslag moet oorvat. Ons moet die aflosstokkie vir hulle gee. En as hulle hierdie gesindheid openbaar, dink net wat sal gebeur, wanneer u en ek oud is, en hulle moet oorvat en oor ons heers. Daarom wil ek vir u vra, hierdie is ernstige sake. Hierdie is dinge wat ons hand en tand moet beveg. En ons kan dit alleen beveg met die waarheid van God se woord. Want die Bybel sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Daarom sê die Bybel, hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. 'n Geslag wat rein is in hulle eie oë, is 'n gevaarlike geslag. Maar 'n geslag wat besef, ek is sondig voor God, ek staan skuldig voor hom, ek is onder sy oordeel, en ek moet 'n redder soek buite myself, in die Here Jesus Christus. Vir so 'n geslag is daar hoop. Vir hulle is daar vergifnis. Vir hulle is daar 'n nuwe lewe. Vir hulle is daar hierdie rooskleurige toekoms, waarin God die koning heers in hulle lewe, en hulle ook sy liefde openbaar aan ander mense. Mag ons so geslag groot maak. Mag ons die Here bid, dat ons nie 'n geslag sal wees wat rein is in ons eie oë, en eintlik onder God se oordeel staan, vervloek in God se oë nie. Mag ons die Here bid vir wysheid. Vriende, is 'n harde woord, maar is 'n nodige woord, sodat ons sal buig voor die Here, en sal sê, Here, reinig my, was my, vul my met u gees, open my oë vir die wonders uit u wet, leer my, Heer, meer en meer van u dierbare naam. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, en mag die Here ons seën en gebruik
in sy diens tot sy eer. Tada!